Goeiemôre, ek groet jou in die wonderlike naam van ons koning en Here Jesus Christus. Vanoggend vir my baie groot voorreg om die Lansie Oranje rivier aan die Noord-Kaap kant te kan staan en die woord met jou te kan bedien. Dit was vir my so wonderlik toe ek Koelsberg toe ry Vrydag en van daar af die pad aanwysings kry na toe waar ek 'n gemeentekamp aanbied. En ek ry so deur die Karoo en ek kyk net en ek vergaap my aan die pragtige skakerings van groen in hierdie hele omgewing. Op 'n stadium kyk ek na my spoed, ek ry so stadig, ek kry nie genoeg gesien van die mooi omgewing nie. En later die dag toe die gemeentelede kom en ons praat 'n bietjie, toe sê hulle Januarie, middel Januarie het dit gelyk soos die ergste winter. Alles was dood. En dit het begin reën en reën en reën en alles is so groen. Die gras is so hoog, jy kan nie eers 'n springbok in die gras sien staan nie. En dit het my weer laat dink aan Johannes 7 vers 37 en die gebruik van die woord water reg deur die Bybel. Water gee lewe. As die wildsbok smag na water, dan smag hy na lewe. As Psalm 1 sê, ons is soos bome wat na waterstrome verplant is, dan is dit regtig uit droogte na lewe, na water, wat vrugte dra op die regte tyd. En as ek hier langs die Oranje rivier staan, dan wil ek vir jou lees Johannes 7 vers 37 waar Jesus sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom, en dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Met die een wat glo, sê hy, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En as mense nou net kyk, hierbo is die Gariepdam sluise. Maar vandag wil ek ietsie praat. Die Here wil regtig deur ons strome lewende water na elke liewe mens, na ons omgewing laat vloei. Strome van verandering, strome van lewe. Natuurlik niks wat ons kan doen nie, maar alles deur die werking van die Heilige Gees wil hy strome lewende water stuur. Strome wat verandering bring, strome wat vernuwing bring, strome wat lewe bring, strome wat versoening bring in ons land en in ons omgewing. Maar ek wil vandag teruggaan na die sluis toe. Hierbo is die Gariepdam sluis. En as daai sluise toe is, dan kan hierdie rivier nie vloei nie. So ek en jy is ook die uitlaatklep, die sluis, wat kan bepaal, laat God deur ons die strome lewende water kan vloei. Wat kan dit keer? Dit kan sonde wees, dit kan my sonde wees, onbelyde sonde, wat keer dat die Heilige Gees nie deur my kan vloei na mense om my nie. Dit kan my selfsug wees, kyk, selfsug sonde, dit kan daai selfsugtigheid wees, wat keer dat die Here nie deurvloei nie. Maar daar's iets anderste wat ek ook weer net hierdie naweek gesien het. Dit is my seer, my haat, my bitterheid, my onverwerkte goed van die verlede kan maak dat die Here nie deur my kan vloei nie. En hierdie naweek weer so pragtig gesien. Wanneer iemand vergewe, wanneer iemand laat gaan in die naam van Jesus, dan gaan die sluis oop, dan kan dit begin deurvloei. Wanneer iemand vrede gemaak het met die verlede, ek het hier so mooi getuienisse van mense wat baie betrokke is in bediening, maar wat sê ek kon hierdie keer, hierdie naweek, kon ek laat gaan. En ek beleef net hoe daar al klaar dinge deur my vloei, hoe ek vrede het in my hart. Vandag wil ek vir jou vra, wat keer dat die Here, soos ek verlede week ook gesê het, strome van genade, strome van 'n rein hart, strome van vredemaker, strome van versoening, strome van vrede, deur jou kan laat vloei na mense om jou. En ek wil vir jou vra, gaan word stil, gaan maak sommer 'n lysie van jou eie sonde, gaan maak 'n lysie van mense wat jy nog moet vergewe, en gaan in jou binnekamer en bely daai sonde. Gaan vergewe daai mense in die naam van Jesus. En sê net, Vader, in die naam van Jesus vergewe ek hulle.
In die naam van Jesus spreek ek hulle vry. In die naam van Jesus bid ek die seën van die Here oor hulle af. Hoekom moet ons dit doen? Want ons leer mos bid. Ons Vader wat in die hemel is, vergewe my sonde, net soos ek die vergewe wat teenoor my oortree. So kom ons gaan doen dit en op so 'n manier beleef ons hoe die sluise oopgaan, dat die strome lewende water uit ons binneste kan vloei. Vriende, mag jy 'n wonderlike Sondag hê en vrede vir jou.